Goeiemôre en baie welkom by nog 'n weergawe van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, teken gerus daarop in en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou hierdie gaan so 'n stap saam video wees. Ek gaan net so 'n entjie loop vir 'n bietjie oefening. Ek het 'n baie besige dag voor my, eintlik klop goed om te doen. Dis het ek gemeen, ek kan sommer my video en my stap kombineer. Die verdere ding, ja, jy moet ook nie vergeet om kyk hier gerus na ons boeke, koop gerus 'n boek. Dit is verskriklik belangrik dat ons die Afrikaanse denke aan die gang moet hou en dat ons eie perspektief op die wêreld moet hê, want ek dink 'n groot deel van ons probleem in die verlede het daardeur ontstaan dat ons te veel die Engelse wêreldbeskouing oorgeneem het. En ek gaan nou spesifiek daaroor praat. Die titel van hierdie video is dan eintlik wat wil die Afrikaner maak in Suid-Afrika? Wat wil ons regkry? Jy weet dit, want dit is vir my net asof daar so ontsettende verwarring by mense is. Deesdae gaan dit eintlik net daaroor om te oorleef. Mense wil net 'n bietjie geld maak, hulle wil oorleef, hulle wil kinders deur die skole kry en dan wil hulle Australië toe gaan of wat ook al. Maar dit is nie vir my goed genoeg vir 'n visie vir 'n hele volk wat al amper 400 jaar bestaan, dat jy net wil oorleef nie. Jy wil daarom iets meer as dit regkry. As jy kyk die ander lande wat se doelstellings hulle nastreef, wat se strategiese doelwitte hulle in die oog het, dan, en ons het dit in die verlede ook gehad, jy weet, onder mense soos Verwoerd en Paul Creer en wie ook al, ons het dit ook gehad en dit net eenvoudig verdwyn, maar ek dink daar's 'n baie eenvoudige antwoorde ook daarop, hoekom dit verdwyn het, en ek wil so 'n bietjie daaroor vanoggend met u gesels, terwyl ek nou so op my, wat sê die Franse, promenade gaan, of 'n wandeling, of daar's 'n mooi woord, ek het nou ook vir my die laaste 2 dele van die WAT aangeskaf, hulle het 'n bietjie van 'n afslag gehad, tydens swart Vrydag of blanke Donderdag of wat ook al. En ja, toe haal ek sommer maar een van die oues daar uit met die letter L. Die woord lanterfanter, dis ook nogal 'n oulike woord om te flaneer of te lanterfanter. Nou maar ek lanterfanter maar so 'n bietjie hier vanoggend op hierdie maandagooggend. En dan gesels ons oor 'n paar belangrike dinge, want ek het nou ook een van die maniere waarop die ANC aan bewind gekom het in Suid-Afrika. Kyk, hulle is natuurlik ondersteun, ons het al voorheen daarna verwys, deur Swede en Oos-Europa en veral natuurlik die Sowjetunie. Suid-Afrika was die enigste land op die vasteland van Afrika wat oor 'n kommunistiese party beskik het. En daarom het al die Oos-Europese lande voor 1990 verplig gevoel om die ANC te ondersteun. Hulle moes dit doen, want dit was die enigste kommunistiese party op hierdie vasteland, wat hier vanuit Johannesburg bedryf is. Dis hy later verbode en toe hy oorgetrek natuurlik Londen toe. En so het hierdie Britse terreurbeweging van die ANC en die ISAKP, hulle het ook oorleef net vir 'n ruk totdat die Sweedse geld begin vloei het en die Oos-Europese bomme, en so het hulle die land verower. Maar iemand wat 'n besondere rol gespeel het, was die Britse ambassadeur Robin Rennick, of hy spel dit Renwick, maar hulle spreek dit uit Rennick. Hy is ook 'n baron, hierdie man. Ek dink as jy in Brittanje seker genoeg geld gesteel het, of jou familie het genoeg geld gesteel, dan word jy baron. So 'n 19de eeuse titel. Nou hierdie baron, hy het eers natuurlik Rhodesia die doodskoot gegee by Lancaster huis. En want hy was die ou wat dit gereël het, wat Mugabe aan bewind geplaas het. En so meer, en toe was hy ambassadeur in Suid-Afrika. En ek het voorheen 'n ander video met hom gekyk,
waar hy met Pieter Bruce van die Business Day praat. Ek dink Pieter Bruce was op daardie stadium die redakteur van die Business Day. En waarna hy erken het, toe het hy Robben Island toe gegaan en hy daar met Mandela en die res van die kommunistiese party en die ANC beraadslaag en met mevrou Helen Suzman. Want hy was ook baie dik vriende met Helen Suzman gewees. En so het hulle die hele oorgang na die ANC toe beplan. En daar's verskriklik vir my onthullings in daardie video. Ongelukkig het ek nie nou weer op die internet raak gesien nie, want hulle het hom seker afgehaal. Maar daar's 'n ander video met 'n soortgelyke gesprek. En hy het 'n boek geskryf, iets met apartheid in die titel. Ek het nou die boek afgelaai. Ek sal 'n bietjie daarna kyk. Maar in kortliks kom dit daarop neer dat hy het die hele proses, hy het ook 'n greep op de Klerk gehad. Soos jy nie kan glo nie. Hy het vir EW gesê wat om te doen. Hierdie Britse ambassadeur Robin Rennie, hy het vir hom gesê, jy moet nou dit doen en dat doen en so. So de Klerk was geheel en al, hy was 'n pion. En hy was klei in die hande van hierdie Britse ambassadeur. En hy het vir hom gesê, nee, jy gaan nou sorg dat Mandela om 'n president word, jy gaan hom vrylaat en al sulke goed. En nou Thatcher was 'n bietjie skepties daaroor, maar het vir Thatcher ook daarvan oortuig. En en toe ek nou na die boek kyk, soms so op die eerste paar bladsye, is daar vir my 'n verskriklike interessante 2 paragrawe. En Winnie Mandela, sy is destyds aangekla vanweë die aanrandings en die moorde wat haar sokkerspan gepleeg het. En toe is sy, ek dink in die Landdroshof, die Hoge Regshof, iets van die aard, is sy skuldig bevind aan verskeie strafregtelike oortredings. En sy is vonnis opgelê. Kyk, ek dink destyds het die doodstraf bestaan, hulle kon hom al doodstraf gegee het, maar nee, sy is vonnis opgelê. So wat maak die Britse ambassadeur? Hy ry Bloemfontein toe. En hy gaan praat met die hoofregter van die Appelhof, wat ook 'n Engelsman was. En sy van is Corbett, ek dink Michael Corbett, regter, hoofregter van die Appelhofregter Michael Corbett. En hy sê vir hom, man, kyk, jy weet, Winnie Mandela is net skuldig bevind aan al hierdie oortredings, strafdade. Maar Nelson hou nie daarvan nie. Hy het dit bekommer omdat sy vrou mag tronk toe gaan. So ek dink, jy weet, julle moet nou maar sorg dat daar appel slaag. En ja, sê die hoof van die Appelhof, nee, ons sal daarvan kyk. En Kobie Coetzee, hy was nog iemand wat eintlik hoogverraad gepleeg het, maar wat nooit daarvan aangekla is nie, want hy het so gekonkel met die ANC agter die ou NP-regering se rug in wat ook al. Ek dink hy is ook gekoop deur een of ander buitelandse moondheid, of hy was net uit onnoosheid. Nee, ek dink hy wil maar net graag verraad pleeg. En hy het ook vir die appelregter gesê, hierdie COVID, julle gaan sorg dat Winnie se appel slaag. En so het dit gebeur. Winnie se appel het geslaag, sy het een of ander opgeskorte vonnis of 'n boete of iets gekry. En sy het nie tronk toe gegaan nie. En sodoende kon sy saam met Nelson haar intrek in Libertas neem, of wat ook al. Maar dit toon vir ons hoe hierdie land uit sy soewereiniteit verloor, iewers daar na PW. En toe is hy net eenvoudig vanuit die buiteland geadministreer. En so is hierdie korrupte bende in ons land geïnstalleer, hierdie Frankenstein monster, wat tans ons besteel en wat sorg daar, of toelaat, dat daar moorde gepleeg word, dat daar hierdie verskrikkinge plaasvind. Dit is eintlik, jy weet, dit is amper erger as wat, ek het voorheen, ja, hierdie negrologie boek van ons, kan jy gerus ook lees, want daarin
vertel hy natuurlik van Sierra Leone en Liberia en al die verskrikkinge wat daar plaasgevind het, gruweldade wat gepleeg is daar in Wes-Afrika, so in die 90er jare, met James Taylor en Samuel Doe. Ja, wacht maar, die daar is verdwyn. Dis dieselfde tipe ding wat tans by ons plaasvind. Daar is gruweldade en eintlik 'n volksmoord. Kom ons praat 'n bietjie oor volksmoord. Nou daar's 'n klomp van hierdie Afrikaanse organisasies en individue en leiers, selfaangestelde leiers, wat hulle hou nie van die woord volksmoord nie. Trouwens, as jy sê hulle het dit gebruik, dan kla jy aan van laster. Dit is nog 'n goeie een daai. Nou, ek sal niemand daarvan beskuldig dat hulle die woord volksmoord, die V-woord gebruik het nie. Eers mag ons nie die K-woord gebruik het nie. Toe is die A-woord, die woord Afrikaner, ons mag hom vir 'n lang tyd nie gebruik het nie, nou mag ons hom weer gebruik. Ek het nou 'n klomp ou Afrikaanse boeke gelees. En hulle wemel van die K-woorde, hoor. Maar, en hoe gaan hulle nou met daai boeke omgaan? Gaan hulle verbied of wat? Ek weet nie. Maar, dit nou maar net terloops. Maar die V-woord mag ons nie meer gebruik nie. Want dit is nou glo gereserveer vir spesiale mense, uitverkore mense. Net hulle mag die V-woord gebruik. Ons mag dit nie gebruik nie. Maar ek het nou, terwyl ek nou so los en vas bietjie na goeters kyk en op naslaan en so meer. Daar's 'n boek van Samantha Power. Nou ek weet nie wie van hulle haar nog kan onthou nie, maar op 'n stadium was sy hoog op in die Amerikaanse regering onder Clinton. En sy was gemoeid met Kosovo en Bosnië-Herzegovina en al die plekke. Sy was ook 'n joernalis op 'n stadium. Maar, en nou, net voordat Trump nou almal afgedank het, was sy hoof van USAID, wat die geld uitgedeel het vir die linkses in Suid-Afrika, onder andere vir Kirsty van der Westhuizen en die mense, wat hulle het oor witheid en hoe die blanke dom verdien om uitgewis te word of wat ook al. Hulle het daaroor geskryf met royale befondsing van USAID. Maar Samantha Power, sy het rooi hare. Sy is eintlik 'n Ier. Sy is in Ierland gebore of in Engeland, maar sy was Ierse ouer gehad. En hierdie Ier, sy het ook 'n boek geskryf oor volksmoord, die wat nou daar in Joegoslawië plaasgevind het. Toe die Bosniërs, daar's 7000 Bosniërs dood. En sy het gesê dit is 'n volksmoord. Nou daar is sedert 94 verseker meer as 7000 Afrikaners in hierdie land vermoor. Dus volgens Samantha Power se definisie is dit 'n volksmoord. Maar niemand wil dit sê nie. Want almal is te bang om woorde te gebruik. Die woorde ons sal beboet word of vervolg word vir ons woorde. Nou dit is natuurlik 'n tipies kommunistiese soort strategie om bepaalde woorde of liedere of wat ook al, die stem of die vlag, al daai goed te verbied. Ons kan op 'n stadium 'n bietjie gesels oor die sangrevolusie daar in die Oostsee state in Letland, Litouwe en Island, waar die mense net begin sing het. Hulle het al hierdie verwoorde liedere begin sing en toe het hulle onafhanklik geword, want toe kon die ou Sowjetunie hulle nie meer beheer nie. So dit is belangrik dat ons elke woord in die woordeboek, daai duisende, honderdduisende woorde in die woordeboek van die Afrikaanse taal, ons moet elkeen van daai woorde kan gebruik. Ook die
A-woord Afrikaner en die V-woord volksmoord. Dus, nou daar's 'n ander interessante ding omgaande volksmoord. En dit kom ek so 'n bietjie in Samantha Power se boek ter sprake. As daar in 'n land, ek weet nie of dit van toepassing is op alle lande nie, maar ek dink amper, ek sal bietjie dit met nalees, soos hulle sê. Ek dink amper daar's 'n Amerikaanse wet of iets van die aard, dat indien daar volksmoord in 'n land plaasvind, dan is Amerika verplig om toe te tree, om dit stop te sit. En dit is hoekom Clinton, daar was so half ek dink Clinton, en die Clinton administrasie, hulle wou nie die woord volksmoord gebruik vir wat daar in Bosnië en Kosovo en die plekke plaasgevind het nie. Want dit, maar uiteindelik het hulle dit in elk geval toegetree, hulle die plekke, hulle die Serviërs gebombardeer, NAVO se vliegtuie. Maar daar is 'n wet in Amerika ten minste, dink ek, waar as al volksmoord iewers in 'n plek plaasvind, dan is Amerika verplig om dit stop te sit. En dit is waarom mense nie die V-woord van ons op toepassing wil maak nie, want dan skop daar 'n aantal internasionale regsmiddele in. En dit is hoekom dit in ons belang is om dit soveel as moontlik te gebruik. Ons moet die wêreld daarvan oortuig. En ek dink dit, as ons kyk na die oorspronklike definisie van ek het al voorheen daarna verwys van Raphael Lemkin en so meer. Dit pas geheel en al daarbey in. Vernietiging van 'n volksgroep, van 'n ras, van 'n kultuurgroep, om sy voortbestaan vir hom onmoontlik te maak deur wetgewing. Hy mag nie meer werk nie. Jy mag ook nie, jy weet, eintlik jou eie besigheid bedryf nie, moet jy met bepaalde aandeelhouers wat met die staat gemoeid is, daarvoor hê en so meer. So dit is baie belangrik dat ons onafhanklik en vry moet begin dink. En dat ons boeke skryf in Afrikaans. Want ek dink, kyk uiteindelik goeie sommer so half met osmose deurfiltreer na die buiteland toe, as hulle begin dink, dis belangrik genoeg. Jy weet, niemand het geweet wat die woord apartheid beteken nie, totdat hulle gedink het, dit raak belangrik genoeg, nou weet almal wat dit beteken. So daar gaan baie ander Afrikaanse woorde wees, wat as hulle eers belangrik genoeg in Afrikaans raak, sal hulle in die tale van die wêreld opgeneem word. Dit is 'n feit soos 'n koei. Maar nou, dit bring my dan uiteindelik by die hele punt van hierdie video, behalwe dat ek weer attent wil maak op Robin Rennick en die rol wat hy gespeel het om die ANC aan bewind te bring. Wat moet ons strategiese doelwit wees? Nou, ek het nou het ek 'n SMS ontvang dat een van die boeke van tweedehands boeke wat ek bestel het van nou G.D. Scholes gaan afgelewer word, die ene oor Smuts, Hertzog en die Britse Ryk. En dit gaan vir my verskriklik interessant wees om te lees, want G.D. Scholes was 'n deeglike, jy weet, navorsing in die geskiedkundige, en ek dink ek gaan baie dinge daarin ontdek, want dit is eintlik maar dieselfde probleem waarmee ons nou al eeuwenlang worstel in hierdie land, en dit is ons verhouding tot die Britse Ryk. En die Britse Ryk, saam met 'n paar Oos-Europese state en Swede, het hierdie ANC oor ons aangestel. Terloops, voor ek nou by die punt kom, gevolgtrek, maar daar was 'n ander
punt wat ek ook wou maak. En dit is dat, waarom wou hierdie Engelse elite in Suid-Afrika, weet hierdie 100,000 Engels manne, Engelssprekende Angelsaksers, wat jy hulle ook al wil noem, wat in Johannesburg en sê maar daar in Kaapstad woon, en wat sê maar omtrent 80% van die rykdom in die land in elk geval beheer, waarom verkies hulle ANC regering bo Afrikaner regering? Of het hulle dit destyds verkies? En ek dink, wel, daar is miskien nie heeltemal 'n logiese antwoord daarvoor nie, maar die 1948 verkiesing was vir hulle so 'n probleem. En die feit dat Suid-Afrika besig was om, die Afrikaner was besig om sterker te word, en Suid-Afrika was besig om meer soewerein te raak. Veral nadat ons 'n republiek geword het, het ons ambassadeurs reg oor die wêreld gehad. Want voorheen, en toe ons uit die Statebond geskop het, ongelukkig is ons nou weer terug in die Statebond, maar toe was dit eintlik 'n geskenk vir ons, want toe het ons 'n geheel en al onafhanklike, soewereine buitelandse beleid gehad. Maar dit alles is natuurlik ook in geheimenis gehul, want ek het nou eendag iewers gelees dat die argief van buitelandse sake is nog nooit oopgestel nie. Tot vandag toe nie. Niemand weet wat daaraan staan nie. Die enigste goed wat daar uitgekom het, is waar van die mense wat in buitelandse sake gewerk het, hulle het sekere dinge verklaar of boeke daaroor gepubliseer van hulle eie ervarings, maar blykbaar is die argief nog geheel en al ontoeganklik vir enigiemand. Nou hoe op aarde kan so iets bestaan? Maar dit sê vir ons, daar moet seker 'n magdom ja, ek wag maar net dat hierdie ou sy Porsche parkeer. Nou, daar moet seker 'n magdom inligting daar wees oor alles wat aangegaan het. Van sê maar 48 tot die ANC se oorname in die buiteland en al die toutrekkery en dreigemente en wat ook al wat plaasgevind het. Dus op een of ander manier moet ons op 'n stadium met daai argief uitkom dat ons kan uitvind wat het gebeur. Maar die rede waarom hierdie Porsche bestuurders, noem hulle maar so, in Johannesburg verkies het om deur die ANC regeer te word, is omdat hulle gedink het hulle kan hulle beter beheer as die Afrikaners, want jy kan nie eintlik 'n Afrikaner beheer nie, want hy het sy eie ons het destyds 'n weermag gehad, ons het sy eie taal, kultuur, sy eie woordeboek, sy eie identiteit, en jy kan hom nie beheer nie, jy kan hom ook nie omkoop nie. PW Botha daai, ek het 2 keer daar by hom gaan kuier daarso by die anker daar in die wildernis, na my George in die Weskaap, op die tuinroete. En PW het my vertel, hulle het hom probeer omkoop. Daar het ouens by hom aangekom. Daar was 'n ou van die Rothschild Bank in Switserland wat na hom toe gekom het. En hy het vir hom gesê, man, weet jy, ons het al hierdie rekeninge daar in Switserland van mense wat dood is, al jare gelede, al geslagte gelede, en hulle familie het nog nooit die geld kom opeis nie. Daar's stawe goud, daar's kontant in 'n rekening. En as van daai geld na jou uitgekeer word, sal niemand daarvan weet nie. En ons kan sê, jy's familie van een van daai ouens en ons gee vir jou daai geld. Jy weet, toe sê PW, nee, dankie. Hy aanvaar niks van enigiemand nie. Nou, jy weet, jy kan nou kritiek op PW en dit en dat, en die verkeerde toespraak gemaak in 1985, wat waarskynlik nie die verkeerde toespraak was nie. Maar, jy weet, daar's, mense sê baie dinge oor PW, maar een ding kan jy nie van hom sê nie, en dit is dat hy omgekoop is. Maar hierdie monster wat ons tans regeer, hy funksioneer, ons sien dit elke dag in die media, hy funksioneer op omkoopgeld. Hy het gedurig nog geld nodig, nog rykdom om te verteer, nog bates wat jy aan hom skenk,
om te verteer. Maar ek dink daar is sekere mense wat dink dit hulle pas hulle so iets, want jy kan hom met geld beheer, terwyl jy kon nie die Afrikaner regerings met geld beheer nie. Dit was een groot rede hoekom hierdie regimeverandering plaasgevind het. En ek dink daar is ook 'n ander soort strategie, en dit is dat kyk die ou Verenigde Party en kyk die PROGS, die progressiewe party. Dit was nou mevrou Helen Suzman se party. Hulle is eintlik nou maar vandag die DA, want Helen Zille en Helen Suzman baie in dieselfde waardes en so meer. Maar die PROGS wou saamwerk met die ANC om die Afrikaners nou, jy weet, onder hulle stewel te kry, dat hulle moet, jy weet, heeltemal van alle mag en invloed moet beroof. En dit het hulle baie goed reg gekry met die behulp van die Britse ambassadeur. Maar nou hierdie soort regering wat ons tans het, die regering van nasionale eenheid, dit is absoluut die droom van die destydse PROGS. Die kommuniste en die ANC moet in die regering wees en hulle kan selfs beheer. Maar, en hulle beheer dan, sal ek maar sê, die staatkundige aspek van die regering. Maar die ekonomiese aspek moet deur die PROGS beheer word. En daar's, as jy mens nou ook hierdie Britse ambassadeur se boek bekyk en so, hy het sulke vergaderings met die mynhuise in Mandela gereël en dan het hulle gaan saam eet en sulke goed. Jy weet, solank die mynhuise en bepaalde dele van die kapitalistiese ekonomie, as mense voel dit is nou nog onder beheer van die progressiewes, van die liberaliste wat julle ook al noem, dan is daar geen probleem in Suid-Afrika nie. Dan kan Suid-Afrika maar die identiteit van die land kan verander, die straatname, die name van stede, die plekname, die naam van die Kreerwiltuin, alles kan verander. Dit maak nie saak nie, solank as wat daar nog 'n mate van beheer oor die ekonomiese beleid is. Dan is alles dooddollies. En dit is presies waarmee ons vandag sit. Dus hierdie hele droom van mevrou Suzman en die PROGS en die Britse ambassadeur van 'n soort liberalistiese, kommunistiese bewind, dit is bewaarheid. Maar dit lei dan tot die vraag, wat behoort ons doelwit te wees? En myns insiens, behalwe nou net om voor te bestaan, wat sommige mense nou beter reg kry as ander, tans, maar daar is nog 'n groot klomp mense wat verskriklik verarm is, wat aan geweld blootgestel is, wat verkragt word. En hierdie gruweldade waarvan ons elke dag in die media lees of hoor. Ek dink ons en dan is daar, niemand weet waar moet die volksstaat wees, moet dit in Oranje wees, op die Suid-Kaap, of die Wes-Kaap, of in die Transvaal, of die Boererepublieke, of wat ook al nie. En daardie is alles groot kwessies, wat nie maklik onderling opgelos kan word. Maar, ek dink, ons moet nie nou daarop fokus nie. Kyk, laat die Oranje maar aangaan in Kleinfontein en al die plekke. Maar die ding waarop ons moet fokus, is om van die ANC ontslae te raak. Want die ANC is 'n baie kunsmatige ding. Dit is hier, dit is uit die buiteland bedryf, is met buitelandse geld, buitelandse publisiteit, is dit opgevorder om die ou nasionale party te oorrompel en de Klerk is omgekoop. Hy hoef hom seker nie baie geld eers te betaal het nie. Hy sal dit sommer net vir die lekker op doen. Want hulle het hom ons nou baie publisiteit gegee en Nobelprys en al die goed.
Maar ons moet daarop konsentreer om van die ANC ontslae te raak. En ek dink as ons eers, want kyk, ek glo in 'n boer maak 'n plan. Jy weet, dit is eintlik my eie lese op 'n manier. Jy weet, 'n boer maak 'n plan, want daar's mense wat probeer om my te vernietig. Daar het spanne prokureurs wat hulle tans 'n monster om my te probeer vernietig. Hulle wil alles. Hulle wil my totaal en al reëneer. Om belaglike redes, maar hulle is vasbeslote, jy weet, om dit te doen. En tot dusver oorleef ek maar met 'n paar planne. En ek maak elke dag nuwe planne. 'n boer maak 'n plan. Ons het sonder daai aspek, sonder daai vermoë, daai denkvermoë en kreatiewe vermoë, sou hierdie land nooit bestaan het nie. Sou hy nooit die vertrekvlugste in Afrika en eintlik in die wêreld geword het nie, want daar's soveel aspekte van Suid-Afrika wat jy weet wat soveel beter is, ook ons geografiese ligging en die feit dat hier nie, jy weet, orkane en aardbewings en al sulke goed is nie. Ek skryf op die oomblik 'n digbundel waar ek ook 'n bietjie ingaan op ons geologies. Jy weet, ek 'n paar verwysings na geologie en die oergeskiedenis en sulke goed. Want dit is wat hierdie plek so fantasties maak. Is die land self, maar ook sy mense, hierdie unieke boer maak 'n plan mense wat al die vindingryke idees gehad het, al die oplossings gebring het om hierdie land te ontwikkel tot die pyl waarop hy was. En in 'n mate nog steeds is, alhoewel hy natuurlik besig is om stadig maar seker die afwaartse kurwe te beskryf, soos hulle sê. Maar nou ja, ons moet besluit neem, ons moet van die ANC ontslae raak. En as ons dit eers in die oog het, as dit ons doelwit is, dan is daar 'n magdom strategieë en planne wat uitgedink kan word om so iets te bewerkstellig. En daar mag selfs buitelandse moonthede wees. Onder andere Amerika. In die Trump-administrasie, en wie ook al naam kom van die Republikeinse party, wat belang sou stel om so 'n doelwit te ondersteun. Net soos wat die Swede en die Oos-Duitsers dit ondersteun het om van die nasionale party ontslae te raak. Net so sal Amerika en miskien selfs Israel, maar ek weet nou nie. Hulle is maar baie dubbelsinnig altyd in die dinge wat hulle doen. Almal, baie mense ter wêreld sal belangstel om van die ANC hier ontslae te raak. Om dit toe te sien dat hulle die mag verloor, dat hierdie hele stelsel hervorm word, van meet af aan dat ons 'n konfederasie kry, waar daar bepaalde kantons of state of deelstate, provinsies, wat jy ook al wil noem, dat hulle onder Afrikaner regering georganiseer moet wees en waar ons onsself kan uitleef en waar ons operahuise en simfonie, konsertgeboue en al sulke goed kan bou en waar ons almal veilig kan wees met ordentlike mediese sorg en pensioene en alles wat ons gehad het, behoorlike onderwys. Nie onderwys wat ingestem is op die laagste gemene deler en propaganda oor apartheid en sulke tipe goed wat die mense natuurlik vandag in al die skoolleerplanne teekom nie. Dit dink ek is dis 'n baie eenvoudige gedagte, maar ek dink daar moet die wil wees en die vindingrykheid om dit te laat gebeur. En dit hang ook af, ek sê altyd dat jy weet, die Afrikaner het nie misluk oor die afgelope aantal dekades vanweë gebrek aan vermoë nie. Jy weet, ons het al die vermoëns ter wêreld gehad. Jy weet, ons het as ek daar in daai buitelandse
westerse hoofdstede kom en ek sien daai pragtige ambassade geboue. Ek weet die een daar in Amerika wat nou blykbaar leeg staan. En in Washington en in Parys, jy weet op die Quai d'Orsay en op Trafalgar Plein in Londen. Daar's net 2 lande ter wêreld wat sulke imposante, grandiose geboue, ambassade geboue op Trafalgar Plein in Londen het. Dit is ons in Kanada. Jy weet, ons het dit alles gehad. 'n Weermag, 'n polisiemag en alles. So ons het al die vermoëns in die wêreld gehad, maar dit was weens 'n gebrek aan denke dat ons misluk het. En dit is wat ons moet terugkry. Ons het nog steeds daardie vermoë. Ek dink daar's 'n klomp skrander Afrikaners, mense met insig, wat die geskiedenis ken, wat baie waardevolle dinge skryf en sê deesdae, maar ons skenk nie genoeg aandag daaraan nie. Ek dink, jy weet, gister was daar 'n ding op die rapportafdeling van Netwerk 24 deur Koos Malang, waar hy ook min of meer wel iets gesê het, iets geskryf het wat aansluit by wat ek vandag hier sê. En dit is dat die ANC, hierdie sogenaamde regering van nasionale eenheid, hy is maar net besig om jy weet, bietjie tyd te wen. Dis al wat hy doen. En hy is besig om bietjie terug te val en die DA nou meer verantwoordelik te maak vir alles wat aangevang word. Maar op 'n sekere stadium as hy sterk genoeg voel, dan gaan hy weer alleen regeer en dan gaan hy maar voort op sy paadjie en dit is dieselfde, dit is gegrond, geskoei op dieselfde marxistiese beginsels wat hom al seker, jy weet, van 100 jaar gelede af aanpor. Alhoewel 100 jaar gelede, ek glo nie dat die ANC 100 jaar gelede bestaan het nie. Dit is 'n droom. Die ding het uiteindelik maar ook teen dood geloop op vele kere. En dis maar nie die Sweedse geld wat daar in die middel 1970s weer die ANC opgebou tot 'n organisasie sonder enige werklike vermoëns, want hulle daar in die kampe gesit en krepeer en van, jy weet, almoese van Skandinawië en Oos-Europa gelewe en hulle het vir hulle kos en vis, blikkies vis en al die goed geskenk.